Welkom by Kontak. Ons praat oor eerste dinge eerste. Hoe belangrik en waarom is dit belangrik om eerste dinge eerste in ons lewens te hê? Want nommer 1 is God die belangrikste persoon in ons lewens. Jesus Christus is ons verlosser, hy is ons redder, hy sit aan die regterhand van die Vader. En die Heilige Gees is in ons, hy woon in ons, en hy is ons asem, hy is ons hoop, hy is ons lewe. Die Bybel sê, uit hom en deur hom en tot hom leef ons, en maak ons die naam van die Here groot. So, waarom eerste dinge eerste? Die slim mense sê, dat ons het gewoond geraak om kort asem te haal. Jy slaap in die nag met 'n kort asem, jy haal nie diep asem en blaas dit uit nie. So daarom het ons nodig om in vroeg in die môre oefening te doen om in 'n 4 sekonde asem in te trek deur jou neus en dan en dit vir 7 sekondes te hou en oor 8 sekondes uit te blaas. En dit soveel as moontlik, miskien 20 of 30 of wat ook al. Hoekom? Sodat ons liggaam, ons siel, ons brein en ons liggaam vars nuwe suurstof kan kry. Nou, om God eerste te sit in jou dag, is soos om nuwe suurstof in ons gees te kry, nuwe suurstof in ons lewens te kry. Die rede, ons vra, hoekom moet ons God eerste is, want hy is ons lewe, ouens. Hy is die persoon wat vir ons die oorwinnings gee en die vrede gee, die hoop gee vir 'n dag wat voor lê. En daarom het Jesus dit so belangrik gevind. In Markus 1 sê hy sê dat hy het vroeg in die môre opgestaan, terwyl die ander disippels nog geslaap het, dan hy dit geag om met die Here te kon praat, met Vader te kon praat, en met Vader te kon praat, was dit vir hom soos vars water, dit was vir hom soos 'n fontein van lewende water, want hy het, hoekom? Wat was die rede? Die rede was, Vader se teenwoordigheid het hom vernuwe, het hom 'n varsheid gebring, het hom die uitdagings van die dag kon hy ingaan en hy kon dit met 'n varsheid sien. Baie keer loop ons met gister en eergister se asem, daai goede is 'n probleem. So God is eerste dinge eerste. So hoor wat sê die woord in Psalm 100 in die Engelse Amplified vertaling sê, shout joyfully to the Lord all the earth. Met ander woorde, almal van ons. Hy sê, serve the Lord with gladness. Jy kan nie met ou asem God prys nie. Jy kan net met 'n vars asem, wat die Here nou vir jou gee, elke môre vir jou gee, wanneer jy tyd met hom spandeer, kan jy daardie vars asem gebruik om met blydskap die Here te kan grootmaak. Hy sê, come before his presence with joyful singing. Dis wat God se hart laat klop, wanneer ons, en dis die rede, ons praat oor eerste dinge eerste, dis die rede, sodat ons God se naam groot maak. Daarom vul en kom die water stroom en die blydskap van die Here, vul dit ook God se hart. Hy sê nou, and fully recognize and with gratitude that the Lord himself is God. It is he who has made us, not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with a song of thanksgiving. Hoekom moet ons eerste in die môre tyd maak vir die Here, dat ons sy poorte kan ingaan met dankbaarheid en met die blydskap van ons harte. And his courts with praise. Be thankful to him, bless and praise his name, for the Lord is good. Hoor wat ek vandag sê,
Die Here bly altyd goed. Daar's geen oomblik in ons lewe wat hy nie goed is nie. Daarom is dit vir ons, nou vra ons die vraag, hoekom eerste dinge eerste? God is altyd eerste. Hy wil altyd eerste wees, want hy wil vir ons, voordat ons dag beplan, wil hy eerste in ons lewens inspreek, en ons hom met dankbaarheid tegemoet gaan, en hom eer, en hy met ons kan praat. So, ek sluit jou met hierdie Psalm 116 vers 2 in die Amplified. Hy sê, I love the Lord. Kom ek sê vir jou, wanneer jy iemand lief het, dan maak jy tyd. So ek wil jou aanmoedig om elke môre tyd te maak, om met hierdie God wat jy so lief het, te kan tyd maak. Hy sê, I love the Lord because he hears me. Hy hoor my. And continues hears my voice and my supplication, my pleas, my cries, my specific needs. Hy sê, because he has inclined his ear to hear me. Hy het ingestel om my te hoor. Hy's opgewonde om my te hoor, wanneer ek hom lof en prys. Therefore, I will call on him as long as I live. Mag die Here jou en my hierdie oomblikke, wanneer ons met hom tyd spandeer, mag die Here ons ontmoet, en dat ons eerste dinge eerste sal sit, en God altyd eerste in ons lewens sal doen. Die Here seën jou, tot volgende keer, mooi.